Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Ek is seker jy sou ook opgelet het dat ons orgel nie speel, is 'n elektriese met die klaverbord, elektriese orgeltjie wat speel vandag. Ons orgel word trouens vandag en nog volgende Sondag is dit word die orgel gediens en reggemaak en oorgedoen totaal. Ek sal dit later by die afkondigings ook deurgee. Die Here sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, nooit weer dors nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van hom wat was, wat is, en wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, ons raak opnuut weer bewus van u goedheid. Dat ons kan sing van die genade, dat ons geloof heelhartig kan bely, dat hier 'n tafel gedek is, waarin ons deel kan hê, waar u onsself uitnooi, en waar ons met vrymoedigheid kan aansit, en terugdink, tekens, Here, raak sien, maar ook vorentoe kyk in 'n lewe wat die evangelie uitleef, ons verlossing leef. Vader, maar so kyk ons ook buite die kerkgeboue, en ons sien die keer van die seën in die reën, in lewe, en ons dank U, Here, vir lewe op veler vlakke wat U laat aanbreek. Veral besef ons dit in ons eie lewe. Ja, Here, besef ons dat die lewe is maar 'n hartklop en 'n asemteug weg van die ewigheid. Maar tussen die lewe en die ewigheid, Here, leef ons alleen op grond van wat U gedoen het en wie U is, o Here Jesus Christus. Die eersteling uit die dood, die oorwinnaar. Here, en ook die seën dat ons uit die woord uit nou kan lees, bid ons dat U ons sal sterk, dat U ons sal lei, dat ons sal raak sien, ons eie sal maak, en ja, dit uitleef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas. Van verlede Sondag blaai ons maar so 2 of 3 hoofstukke verder. Lukas 16, verse 19 tot 31. Trouwens, na aanleiding van vroeër die week met 'n dagstukkie wat ons gelees het, hierdie teks al hoe meer na vore gekom as 'n goeie nagmaal teks ook. Lukas 16, 19 tot 31, die ryk man en Lazarus, in my Bybel, in die 1983 vertaling, vir die wat wil saamlees, is dit op bladsy 106. Die ryk man en Lazarus. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het, en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van swere, en selfs die honde het daaraan kom lek. En toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte, en vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my, stuur tog vir Lazarus, dat hy met die punt van sy vinger dit in water steek, en my tong kom afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het, en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig.
En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe kan gaan, dan sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, en sou iemand ook uit die dood uit opstaan. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Ons lewe nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die teks skets hier vir ons eintlik 'n beeld van uiterstes. Aan die een kant hierdie ryk man en dan aan die ander kant vir Lazarus. Aan die een kant hierdie ryk man wat geklee is in purper en fyn linne, dis die beeld van rykdom, van godsdienstige aansien eintlik ook, van koningskap. Dis 'n beeld wat vir ons sê, hierdie man, soos ons dit lees, het elke dag weelderig gelewe, lees ons in vers 19. En sien ons, dit was nie net hier en daar 'n fees nie, sy lewe was eintlik een aanlopende fees. Maar vind ons dat, as ons praat van rykdom en sy rykdom, was dit nie net die kos wat hy geëet het nie, maar dit was sy fort gewees, waar hy gewoon het, hierdie myne. Dis hy wat homself so geïsoleer het daarin. Sy fort, nie net sy kos nie, was sy rykdom. Want hy het geëet sonder om sy buurman raak te sien. En hierdie versadiging van hom, hierdie ryk wees van hom in ryk kosse te eet, sê die teks al selfs in die oorspronklike teks, het gemaak dat hy blind geword het. Blind geword vir die krummels van sy buurman. Dit vergestalte lewe wat die vertikale seën van die Here ontvang, maar wat dit nie uitleef in die horisontale tot die medemens nie. Nou as ons al klaar net aan die een kant na hierdie ryk man kyk, dan sien ons met die nagmaal staan dit in skrille kontras teen hierdie ryk man. Die teenoorgestel sien ons met die nagmaal. Dis 'n fees waar ons almal uitgenooi word, waar ons almal kan deel hê aan. Hierdie blindheid waarvan ons lees, geliefdes, in die teks, is eintlik presies waaroor Paulus die kerk in Korinte ook gewaarsku het. Gaan lees gerus 1 Korintiërs 11 vers 29 op jou eie, waar hy praat van die liggaam van Christus moet onderskei word, anders eet jy 'n oordeel oor jouself. Baie bekende gedeelte wat mens veral in die nagmaaltyd ook raak lees. Nou, om die liggaam van Christus te onderskei beteken gewoon om raak te sien, wat is dit waarop dit werklik neerkom? Waarvan die nagmaal getuig. En ja, dis die teenwoordigheid van Christus in die tekens, die brood, die wyn. Maar ook veral in ons hervormde tradisie is, ons aansit is 'n deel, dis 'n gee en 'n neem oomblik. Dit is gemeenskap van gelowiges. Om te besef dat die persoon langs jou deel uitmaak van ons geloofslewe. Dis een aan die tafel. En geliefdes, juis wanneer ons nagmaal vier, soos ons dit trouens vandag ook doen, dan word hierdie poort waarvan ons lees, hierdie skeidingsmoment tussen ryk man en Lazarus, en moet dit nie verwar met Lazarus wat jy elders sou lees in Johannes nie. Dis nie die Lazarus wat uit die dood uit opgestaan het nie, is 'n baie bekende naam in die Bybelse tyd. Maar word hierdie poort eintlik deur die nagmaal verstaan as gebreek.
waar ons almal kan aansit aan die tafel van die Here, waar daar nie 'n onderskeid is tussen die wat dan nou sogenaamd aansit, geklee in purper, en die van ons, as het ware, wat minder het nie. By die tafel van die Here is ons almal gelyk. En dan aan die ander kant, Lazarus. Hierdie breek van die poort, die deur wat skei tussen die ryk man en Lazarus. Sien ons in Lazarus, as ons bietjie na sy karakter kyk, sy naam is eintlik gehul in een groot stuk ironie, want sy naam beteken aanvanklik Lazarus, God het gehelp. Maar so, as jy na sy omstandighede kyk, dan sê jy maar, dis alles behalwe, en dis waar die ironie aanvanklik inkom. Want jy sou wil vra, maar hoe help God hierdie persoon? In dit wat hy nie het nie. Daar waar hy, dis nie 'n geval van wat hy nie het nie, maar hy het nog ook die slegte. Hy is oortrek met swere. Hy smag daarna om sy honger te stil, lees ons in vers 21. En hy smag om dit te stil met oorskietkos. En die Bybelse tyd is 'n beeld wat ons dalk nie verstaan nie, maar dit sien ook net hierdie weelderige lewe van die ryk man, as hulle die ryk kos, vetterige kos sou geëet het hulle nou nie servet gehad noodwendig wat ons sou gebruik nie, hulle sou brood gebruik, brood spesifiek vir daardie rede om jou vetterige hande en mond dan nou skoon te maak. Trouwens, hulle borde was harde brood gewees waar die kos, daardie sousou in daardie brood geloop het en die brood sag gemaak het, en so sou die ryk mense daardie brode sommer net so by die deur uitgooi. Jy kan sien hierdie oorvloed, hierdie weelderige lewe van hierdie ryk man, maar jy kan ook hierdie beeld voor jou aangesig sien as het ware van die Lazarus wat die stuk brood eet, waar die ander man die vet van afvee. Hierdie tekort wat hy gehad het. Maar dan weer die kontras met wat ons hierin sien en nagmaal. Beleef ons geliefdes, by die tafel van die Here is daar nie oorskiet genade nie. Dis nie tweedehandse kos in daardie sin nie. Dis deur Christus suiwer genade wat ons kan proe, wat ons deel van kan hê. By die tafel van die Here waar ons vind ons is gelyk. En dan waar die wêreld vir Lazarus maar gesê het, hy moet tevrede wees met die krummels. Sien ons as ons die teks deur die bril van die nagmaal lees, het Christus gesê, neem, eet, dis my liggaam. Jy hoor hierdie oorvloed, maar dis nie dieselfde oorvloed as die van die ryk man nie. Dis nie 'n oorvloed van vermorsing nie. Dis seën. Seën in die besef dat die nagmaal is die groot gelykmaker, waar Lazarus as het ware van die poort af ingeroep word om deel te neem aan hierdie groot feesmaal. En waar die krummels verander wat Lazarus kry, verander na genadebrood, na spys en drank wat hom voed, wat hom van bedelaar maak, tot soos ons gelees het in ons teks, die een wat as ereplek kan inneem. Geliefdes, as ons die teks so sou lees, dan wil jy jouself altyd plaas, nou wie is ek in hierdie verhaal? Is ek nou die ryk man, is ek Lazarus? Of jy wil dalk ander persone identifiseer, o ja, dis die ryk man, dis die antagonis in hierdie verhaal. Ek dink nie ons moet dit doen nie. Wat hierdie verhaal vir ons eintlik wil uitwys, op die geestelike vlak, is dat ons sal raak sien wie ons is. Dat ons nie nog daaroor sal wonder nie, ons is geestelik gesproke, die Lazarus van hierdie teks. Dit is dalk 'n beeld wat mens self nie so natuurlikerwys in vind nie. Dat jy jouself identifiseer hier met die bedelaar. Maar ons is geestelike bedelaars.
Trouwens, dit is dieselfde woorde wat Martin Luther op sy sterfbed gesê het. Sy laaste woorde, as jy moet indink, jou laaste woorde is woorde van impak, betekenis. En dis Martin Luther se laaste woorde op sy sterfbed gewees, gewoon deur te sê, ons is maar bedelaars voor God. Dit is waar. Ons is Lazarus in hierdie verhaal. Geliefdes, en dan besef ons met dit gesê, het ons nie 'n reg tot hierdie tafel vanuit onsself nie. Ons kan nie aanspraak maak daarop nie, alleen deur Christus mag ons deel hiervan hê. Besef ons is Lazarus ook maar oortrek met die swere van sonde, waar ons smag na herstel. As ons so na die teks begin kyk, dan sien ons onsself al hoe meer in hierdie rol van Lazarus. Lazarus wat maar net kan hoop op genade. Maar dan gaan hierdie verhaal verder. Ons lees van Lazarus wat doodgaan en dan ook soms so terloops die ryk man het gesterwe. Albei Lazarus en hierdie ryk man sterf, maar hulle gaan nie na dieselfde plek toe nie. En hier is dit dan nou so spreekwoordelik waar die bordjies verhang. Die rolle verander. Waar jy hierdie beeld gehad het van ryk man, weelderig, feesvier en arm Lazarus, krummels, min, sien jy, dis teenoorgestelde. Lazarus het nou die oorvloed. Hy is hier na die ereplek langs Abraham. Dink die ou vertaling praat van die boesem van Abraham. En dit verwys na hierdie ewige feesmaal, dit verwys na hierdie oorvloed. En die hiernamaals wat hy gehad het, wat die ryk man op daardie stadium nie het nie. Maar geliefdes, soos ons hierdie teks lees mens van 'n groot kloof, veral in vers 26, plek van pyniging. Hierdie kloof, die een kan nie na die ander een oorgaan nie. Onoorkombaar, onoorbrugbaar. Al wil jy na die ander kant, kan jy nie. En ons sien in die woorde van die ryk man, hierdie versigtiging dat hy wil wees waarna hy gewoond is. Hierdie groot kloof, geliefdes, is die bangmaak gedeelte gewoonlik as ons hierdie teks sou lees. Dis die mees vreesaanjaende gedeelte van ons teks, want jy vra jouself ook af, waar gaan ek opeindig? En ek wil tog net nie aan die verkeerde kant van hierdie kloof opeindig nie. In die ryk man vind ons, dit simboliseer die finaliteit van die lewe wat hom afgesluit het. In hierdie fees wat hy gehou het, sy lewe wat een groot fees was, waar hy homself geïsoleer het, het hom eindelik op die einde van die dag nie net van sy buurman in nood geïsoleer nie, maar van God op die einde van die dag. So dit simboliseer wat sonde bring en wat sonde doen, die skeiding wat sonde bring. Maar geliefdes, vir ons wat vandag om die tafel vergader, is daar 'n ander boodskap. Met hierdie verwydering van die groot kloof, en wat mens dink die hopeloosheid daarin, en hoe tog ek moet net nie aan die verkeerde kant opeindig nie. Veral met die tafel vandag hier, geliefdes, sien ons 'n ander boodskap. 'n Boodskap wat sê, wat die mens nie kon doen nie, het Christus gedoen. Hierdie brug, hierdie onoorkombare, menslik gesproke, onmoontlik tussen ewigheid en dood, het Christus oorbrug. Terwyl die ryk man vanuit die doderyk gesoebat het vir 'n druppel water om te drink, sy tong net af te koel. Nog 'n baie beskrywende beeld waar hy vra, dieselfde man wat hy nie eers wou sien nie aan wou raak nie, sê hy, laat hy net sy vinger daarin steek en ek sal sy vinger aflek. Dit wys vir ons hierdie pyniging waardeur hy gegaan het. Maar dat ons aandag gefestig sal wees op Christus liewers.
as wat dit, soos die teks maar altyd, as ons dit hoor, en preke daarop dui, 'n bangpraat teks is. Sien ons, Christus is die een wat hierdie kloof verbind. Die kruis is self van die dood na lewe vir ons. In Christus is dit die plek waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Waar sonde, die doodsheid, hopeloosheid oorbrug kan word tot lewe, maar dit is nie menslik gesproke moontlik nie, is alleen deur God. En die nagmaal, geliefdes, is vir ons vanoggend 'n herinnering daaraan. 'n Herinnering van Christus wat hierdie kloof oorbrug het. In die nagmaal kan ons nie anders nie in die tekens van die brood en die wyn om dit te sien. Christus se genade. En dan die ryk man se laaste versoek, dat laat iemand uit die dood opstaan. Laat iemand, as hy nou van die dood uit opstaan, my broers kan waarsku, en sommer die ander mense wat ook in hierdie weelde lewe, 'n lewe afgesluit van God, dat hulle kan waarsku. Antwoord Abraham nogals deurslaggewend, vers 29, eenvoudig. Hulle het Moses en die profete. Hulle het die woord gehad. Hulle ken die verbond. Hulle het die getuienis van God. Maar mense kies net soms om dit te ignoreer. Maar geliefdes, as ons dit weer in verband moet bring met die nagmaal, met ons hier en met ons nou, dan beleef ons het meer. Want die skrifte waarna daar verwys word op daardie stadium is die Ou Testament. Ons het meer as die Ou Testament. Ons het Christus. Ons het die een wat toe opgestaan het uit die dood, waarvan die teks gesê het, selfs sal staan iemand op uit die dood. Geliefdes, ons is so bevoorreg dat ons dit het. Christus as die voorganger wat die dood oorwin het. Die Nuwe Testament wat daarvan getuig. En die nagmaal wat daarvan betuig, dat die kloof oorbrug is. Geliefdes, met dit alles gesê, is daar 'n groot oproep vir ons. Veral hoe ons na hierdie teks bietjie anders kyk as die gewone, deur die bril van die nagmaal. Is hierdie ook 'n stuk belydenis. En in hierdie belydenis van Christus wat oorbrug. En Christus wat die onmoontlike moontlik maak. En Christus wat hoop gee. En by die tafel van die Here is ons almal gelyk. Met dit alles gesê, is daar 'n swaar verantwoordelikheid, wat ons in die einste teks ook raak sien. Die fout wat die ryk man juis gemaak het, dat ons nie dieselfde sal begaan deur te dink, dat die nagmaal net 'n individuele oomblik is nie. Alleen net 'n oomblik tussen my en die Here. Dis waar, maar dis nie al nie. Dis ons verbondsmaaltyd. Dis waar ons as broers en susters om die tafel sit. En wanneer ons van hierdie brood eet, dan bely ons ook van gemeenskap. En bely ons van 'n lewe anders as die van die wêreld. Bely ons en kyk ons vooruit as het ware na dieselfde werklikheid van die ereplek in die hemelse. Plek van Lazarus. Bely ons van Lazarus wat gesterf het vir hulle geloof, wat deel van daardie ewigheid het. Maar bely ons ook in ons nagmaal van versadig wees. Van God wat voorsien. Kontras in hierdie teks kom die heeltyd voor. 'n Ryk man wat vir homself geleef het, alles verloor het. Christus wat vir ander gesterf het, alles oorwin het. Wanneer ons uit die beker drink, van die brood eet, dan beleef ons iets van die hemelse feesmaal. Van oorvloed. Van ereplek. Maar ons almal
gelyk. Groot vraag wat die teks ons vanoggend vra, vir jou vra, is waar bevind jy jouself in hierdie verhaal, of in jou verhaal van die lewe? Want dalk in ander aspekte van jou lewe voel jy soos 'n Lazarus, presies soos hy verwerp deur die lewe. Moeg vir gewoond moet wees, tevrede moet wees vir die krummels wat uitgedeel word, of smagtend na ware vervulling. Weet dan ook dat die tafel spesiaal vir jou gedek is. Maar dit is nie 'n menslike aktiwiteit nie, geliefdes, dis God. Dis die Here wat jou nooi, maar dan nie as 'n las nie. As 'n kom sit maar aan ook jy nie. Dis as eregas. Miskien moet ons ook die eerlike vraag vra, terwyl ons onsself dan nou so heelhartig met Lazarus assosieer. Aan die ander kant, is daar dan dalk gebiede in my lewe waar ek soos die ryk man geword het? Eerlike selfondersoek vra ook dit. Is daar mense in my poort? Wat is ons poort? Is daar waar ons beweeg, in my familie, my werkplek, my paai wat ek kruis? Is daar mense wat ek kies om nie te sien nie? Die nagmaal is ook 'n geleentheid om dit reg te stel. Waar ons uitgenooide gaste is, dat ons dieselfde sal doen vir ander. Geliefdes, ons boodskap vanoggend is nie 'n skrikwekkende boodskap vanuit die doderyk nie. Dis nie 'n bankpraat vanuit die hel, soos hierdie teks baie keer gebruik word nie. Dis die tasbare liefde van God in die vorm van gebreekte brood, van 'n beker van verlossing. Dat ons deur die bril van die nagmaal so na die teks kyk. Dis nie 'n bankpraat teks nie. Dis 'n uitnooi om en kom hê deel aan teks. Dis die finale bewys dat God se liefde die groot kloof oorbrug en van bedelaar kind maak. Miskien moet ons dit opnuut net weer raak sien. Jy is die Lazarus van hierdie teks. Of soos Luther gesê het, ons is maar bedelaars voor God. Dit is waar. En daarom laat ons aan die tafel van die Here sit. Ons geestelike hongeriges. Nie as mense wat enigstens dink ons verdien dit nie. Maar as mense wat weet, sonder Christus is ons niks nie. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Liewe Here, ons kyk anders na hierdie teks vanoggend. Ons fokus vandag nie so seer op die kloof en die sonde en die verdoemenis nie, maar op U wat uitnooi, juis vanuit ons wanhoop, na hoop, na feesmaal, na oorvloed. En dat ons, Here, nie krummels kry nie oorskiet kos nie, maar deel aan die nagmaal, deur aan die tafel, brood van genade, wyn van verlossing, al hierdie tekens wat na niemand anders nie as U self heen wys. Ons kom sit vanoggend aan, Here, as bedelaars. Geestelik, Here, wat ons U niks kan bied nie. Maar daarin smaak ons iets van die genade dat as ons besef wie ons is, dat U ons eregaste maak. Ons elkeen.
Dankie Here vir die genade wat ons kan smaak. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Christus. Deur geloof in Jesus het ons saam met hom gesterf en staan ons op saam met hom tot 'n lewe in ewigheid. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God, daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late, deur hierdie band van liefde, versterk te word. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het berou daaroor. Omdat Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Amen. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit by die tafel van die Here. Beleidende lidmate van gemeentes van ons kerk en van ander kerke met dieselfde belydenis is welkom, mits jy in jou eie gemeente ook hierdie voorreg sou geniet. Dan net 'n paar praktiese reëlings soos oudergewoonte, kom sit jy aan van voor na agter, soos die uitnodiging telkens gerig word, en dan by ons laaste tafel gee ons geleentheid vir persone wat graag in die banke bedien wil word. Geliefdes, laat ons nie ons gedagtes vanoggend rig op die uiterlike tekens van die brood en die wyn nie, maar op die dieper betekenis daarvan, naamlik die versoening in Christus Jesus, ons Here. Gemeente, alles staan gereed. Die tafel van die Here staan gereed. Kom en word versterk in jou geloof. Die brood wat ons breek is gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet daarvan, onthou dat sy liggaam so vir jou gebreek is tot die vergifnis van jou sonde. En die beker van danksegging waaruit ons drink, is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daarvan, onthou dat sy bloed so vir jou gevloei het tot die afwassing van jou sonde. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat mense klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het net nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap,
uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly saam met elkeen van julle, nou en tot in alle ewigheid. Amen.